Ek gaan lees vanaf vers 10 tot en vers 17. Paulus praat met Timoteus, hy sê, maar jy het my navolger geword in leer en lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. En dan in vers 12 af is ons gedeelte van vanmôre, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. Hoor jy wat die skrif doen? Ek gaan dit weer lees. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. Die woord wys vir jou om gered te word. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Nou ek sien Sunny's Hof het ook baie mure. Is baie mure hier langs en ek sien Nikkie probeer sy bes om my goed dood te maak en uit te roei daar. Maar my suster in Woester, toe hulle in hospitaal Heuwel gebly het, daai hele gedeelte daar sukkel net so met die mure. Die mure, dis die klein suikermuurtjie, die goed kom in jou huis in, as jy goed buitekant los, as jy goed op die wasbak, hulle is op die tafel, jy moet mooi watch, almal sukkel met dit, en dan kom mense by my suster in die huis, en dan vra hulle van, maar waar is die muur, hoekom sukkel jy nie met mure nie, en dan sê sy, ek gee vir hulle kos in die buitekant. So as daar enige oorskiet kos is, dan vat sy dit uit op sekere punte, en sy gooi die kos daar uit, as daar ou brood is, dan gooi sy dit uit, so die mure gaan eet buitekant. Maar die probleem is, vir hierdie mure was sy net 'n reus. Nou as sy daar kom, hulle weet nie wat sy mens nie. Haar teenwoordigheid was heel buite hulle begrip. Hulle ken haar nie, so al wat hulle ervaar het was haar skade wie as sy nader beweeg het om die kos uit te gooi. Hulle die trillings op die grond gevoel as sy nader beweeg. Hulle die gawe uit haar hand uit ontvang as die kos daar geval het. So hulle het nie belewenis gehad, en dan as die kinders daar gekom het en hulle die neste omgeskop of hulle het gif gespuit of wat ook al, dan het hulle daardie oordeel beleef, hierdie mure. Maar die probleem is, so dat elke dag hierdie impak van die mens beleef, hierdie mure. Maar hulle kon nie my suster se naam ken nie, hulle kon nie haar persoonlikheid ken nie, en hulle weet hoe hard, hulle weet nie hoe hard werk nie. Vir hulle was dit slegs 'n geheimsinnige en onvoorspelbare natuurkrag. Dis al wat hulle beleef het. Vandag het ons kos, vandag het ons nie kos nie. Ons het vandag is die water wat my nes by die spreiers tot niet maak, môre skop die kinders, dis al wat hulle beleef het. So hoe kon sy haarself ooit aan hulle verduidelik, dat hulle kan verstaan wie sy is? Ek meen, sy kon in die gras ingegil het en gesê het, luister, my naam is Marina, en ek gee om vir julle, ek gee vir julle kos hier buitekant. Maar ek meen, vir hulle sou het net angswekkende gedrul van die wind gewees het. Hulle sal dit nie verstaan nie. Ek meen, sy kon afbuk en hulle raak. Ek meen, dit kon sy doen, maar sy sou hulle doodgedruk het. Daar is net hierdie massiewe kloof tussen die muur en die mens in wese, wat ons nie kan oorbrug nie. En die enigste manier hoe 'n muur kan verstaan wie 'n mens is as my suster op een of ander manier haar menslikheid afgestaan het en 'n muur geword het. As sy op die grond rond begin kruip het, as sy hulle chemiese taal begin praat het, as sy in hulle tonnels rond beweeg het, slegs deur een van hulle te word, kon sy aan hulle openbaar wie sy werklik is. En omdat ons Skepper Gees is, die bron van lewe is en geen begin en geen einde het nie. En die mens vlees is, ek en jy is vlees, ons is skepping en ons het 'n begin en 'n einde, kan ons God slegs ken indien hy homself, indien hy die inisiatief neem om homself aan ons te kom openbaar.
om homself aan ons bekend te maak. Hy moet daardie kennis van homself aan ons bekend maak. En die skrif sê daar is bewyse, daar is kennis van hom, van homself in die natuur gelos. God het in die natuur het hy kennis van homself gelos. Jy kry die natuurpsalms. Ek gaan net een lees, Psalm 8 vers 4 tot 5 sê, as ek u hemele aanskou, die werke van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink en die mense kind dat u hom besoek? So wat hierdie psalmdigter doen is, hy kyk na die skepping daar buitekant en dan wonder hy, dit moet 'n awesome God wees. Die probleem is, almal kan na hierdie bewyse in hierdie wêreld kyk en tot verskillende gevolgtrekkings kom. Ons gaan nie almal tot dieselfde gevolgtrekking kom nie. Want ons moet hierdie boodskap wat die natuur in ons gee, moet ons interpreteer. Nou moet 'n tolk wees. En ons kan dit verkeerd vertolk. Verkeerde boodskap oordra. In 2 Timoteus 3 vers 1 tot 9 in ons skrifgedeelte beskryf Paulus aan Timoteus die bose kenmerke wat in die laaste dae gaan wees. En dan sê hy die moeilike omstandighede waar die kinders van die Here sal gaan in die laaste dae. Mense gaan selfgesentreerd wees, vir hulle self lief wees, hulle gaan lief wees vir plesier, hulle gaan uiterlik godsdienstig wees, sê die skrif, maar innerlik korrup. En Paulus waarsku dat daar vals tolke gaan wees, wat hierdie natuur gaan probeer vertaal, hierdie woord van God gaan probeer vertaal in wat hulle dink en is vals tolke. Nou God openbaar homself op 2 maniere. Die eerste een is algemene openbaring. En die tweede een is spesiale openbaring. Algemene openbaring is soos die natuur, jy kry dit in 3 plekke. Dis in die natuur, soos ek nou net gelees het, jy kry dit in die geskiedenis en jy kry dit in menslikheid, hoe ons as mens is. En die spesiale openbaring is wanneer God kom tot op 'n punt en hy openbaar homself op 'n spesifieke plek, op 'n spesifieke tyd aan spesifieke mens of mense. Dis spesifieke, spesiale openbaringe. Nou heel eerstens sien ons dat in die algemene openbaring wat vir almal beskikbaar is in hierdie wêreld, is in die natuur. Psalm 19 vers 1. Blaai saam met my. Psalm 19 vers 1 tot 4. Ons lees vanaf vers 2 af. Hy sê die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. So die natuur is besig om te praat. Die natuur dag vir dag verkondig hulle dat daar's 'n God, daar's 'n God, daar's 'n God. Iemand het ons gemaak, ek is skepping. Romeine 1 vers 18 tot 20, en hierdie is 'n harde een. Romeine 1 vers 18 tot 20. Hy sê, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Valse tolke. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is. Hulle ken hom, hulle weet hy bestaan. Want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Hy sê niemand het 'n verskoning. Jy kan in die natuur kyk en jy moet besef iemand het dit gemaak. As ek nou vir jou sê, ons gaan nie uit en ons kyk na die voertuie buitekant, daar's 'n bakkie en wie wat, ek het 'n klomp plastiek gevat en ek het 'n metaal gevat en ons het dinamiet gevat en ons het ontplof en toe's daar 'n bakkie. Gaan jy dink ek is slim? Dit is vir my kop af. Maar dan kyk ons na die maan en die sterre en die bome en die gras en die onkruid daar buitekant en dan dink jy evolusie. Wow. Dit het net per ongeluk gebeur. Maar 'n bakkie kan. Wow. So wanneer ons na die natuur kyk, die sonsondergang beleef, wanneer jy in die biologieklas 'n komplekse organisme begin ontleed, is ons almal blootgestel aan God se heerlikheid op 'n sekere manier. Maar die probleem is, ons kan hierdie boodskap van die natuur verkeerd interpreteer. Soos ek nou net gesê het. En dan sien ons in die geskiedenis,
Indien God aan die werk is in hierdie wêreld en hy's op pad ergens heen, moet ons iewers in die geskiedenis moet kan sien, hier het God opgetree, hier het God opgetree, hier het God op. Iemand het hier opgetree, bonatuurlik. En ons sien dit in die skepping. Iemand het dit gemaak. Ons sien dit in die vloed. Wêreldwyd is daar tekens van 'n wêreldwye vloed. Ons sien dit in die Israeliese geskiedenis. Hoe Abraham geroep het, hoe hulle deur die Rooi See gegaan het en die beloofde land uiteindelik betree het. Maar die probleem is om die geskiedenis reg te lees, het jy toegang nodig tot die ware geskiedenis. En iemand het eendag gesê dat geskiedenis word deur die oorwinnaars geskryf. Jy al gedink daaraan? As 'n regering oorwin, hy vat oor by 'n ander regering, verander hulle die geskiedenis. So selfs jou geskiedenis kan jy nie aan vashou nie, want jy weet nie. En dan sien ons die derde algemene openbaring is menslikheid. Ons as mens is God se hoogste aardse skepper. Dis die mens. Ek weet jy kan kyk net na ons komplekse ontwerp. Ons redeneringsvermoë, ons dink anders as diere daar buitekant. Ons sin van reg en verkeerd. En onthou, ons sin van reg en verkeerd is anders as net my eie gevoel en so ek voel, waarvan ek hou. Jy weet as jy steel, hier binne jou weet jy iets, ek doen nie reg nie. Jy weet as jy moord pleeg, ek weet hier is iets nie binnekant. Ek bedoel jy's nie 'n wedergebore kind van die Here nie, maar binne voel jy iets as 'n kind mishandel word, jy staan en kyk daar, of diere word, dis hier binne in jou. Dis die woord van die Here sê, hy het sy wette in jou hart geskrywe. Maar die probleem is ons is egter, so die mens is veronderstel, heel eers moet ons besef, om die primêre natuurlike medium te wees waardeur ons God se boodskappe uit die natuur uit kan lees en vertaal. Die probleem is, ons is nie in staat nie, om betroubare tolke te wees van hierdie algemene kennis. Ons het dit verloor in die tuin van Eden. So God het volwaardige, objektiewe, rasionele bewyse van homself in hierdie wêreld gelos in al drie hierdie areas. Maar Paulus waarsku dat die mens nie in staat is om God duidelik te sien uit hierdie elemente nie. Ons kan nie. Wie is hy? Waar kom hy vandaan? Waarom is hy besig in hierdie drie areas in hierdie wêreld? En hoe leer ek hom ken? Die probleem is, in Genesis 3 sien ons dat die skepping vervloek is, reg? Hy sê hy gaan vir jou dussels en dorings gaan hy vir jou voortbring. Hy gaan nou teen jou werk. So die natuur praat nog steeds, hy dra nog steeds die boodskap van God oor, maar hierdie boodskap is nie perfek nie. En dan die probleem is, die mens is geestelik blind en doof, sê Markus, in Markus 8. Ander gedeelte sê, you are dead, jy is dood in jou sondes en jou oortredinge. So jy's doof, jy's blind en jy's dood. So hoe moet ek hoor, hoe moet ek sien, hoe moet ek verstaan? So daar's fout met ons, die konneksie is verbreek. So ons kyk na hierdie feite in hierdie wêreld, na die natuur, ons kyk na die geskiedenis, ons kyk na die menslikheid en ons maak verkeerde gevolgtrekkings. Die laaste dae gaan gevaarlike tye wees, Timoteus. Indien die kerk aan die waarheid oor God indien ons die waarheid van God wil najaag en aan hom wil vashou, gaan jy vervolg word, sê hy vir Timoteus. Daar sal verdrukking van buite wees, hoor wat hy sê? Jy gaan verdrukking, die kerk gaan verdrukking van buite beleef en hulle gaan korrupsie en misleiding van binne hê. En kom ek sê nou vir jou, die kerk kan verdruk word. Kyk maar waar die kerk verdruk word buitekant, waar kerkgangers, wedergebore kinders van die Here vermoor word omdat hy Christus Jesus aanhang. Wat gebeur met daai kerke? Maak hy toe? Al moet hy ondergronds gaan, maar gaan hy aangaan. Maar waar is die waarlike probleem? Is wanneer ons met korrupsie en valsheid binne in die kerk sit. Dan vrot jy van binne. En dis waar die probleem inkom. En dis waarteen Paulus vir Timoteus waarsku. Hy sê die wat godvrugtig wil leef sal vervolg word. En dan sê hy die goddeloses en die bedrieërs sal erger word om hulle misleiding te versprei. En dan sê hierdie ouens praat onsin. 1 Timoteus 1 vers 7. 1 Timoteus 1 vers 7. Hoor wat sê hy hierso. Hulle wat leraars van die wet wil wees, alhoewel hulle wat hulle sê of die dinge wat hulle beslis besweer nie verstaan nie.
So hulle wil leraars weet van die woord, maar dit wat hulle sê, hulle lyk ernstig, maar hulle praat 'n klomp nonsens. Hy sê, wees versigtig vir hierdie ouens, pas op. En hierdie woord bedrieërs beteken in die Grieks towenaars wat towerspreuke mompel. Wat? So hy plaas jou met sy woorde onder 'n betowering, met sy woorde. Ek lieg vir jou. Wat is die woord? Dis soos moetie. Dan in Woester praat hulle van ons gaan in Sangoma toe, ons kry moed, dis soos moetie. As jy 'n verkeerde woord van God kry, as daar 'n verkeerde tolk is tussen God en mens, dan dis soos moetie. Jy's betower. En in Galasiërs 3 vers 1 praat hy dieselfde ding. Selfe Paulus. Galasiërs 3 vers 1. Hoor wat sê hy hier? Hy sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower? Sien, daar is die woord. Wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle vir wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Hoor wat sê hy? Hy sê, julle die storie, julle die evangelie gehoor van Christus Jesus aan die kruis. Ek het dit vir julle vertel. Maar dat mense ingekom, valse tolke, en julle betower met hulle valse woorde. Hy's verbaas, hoe kon julle dit doen? En dit gaan so erg raak, dat hulle die waarheid gaan verafskie. 2 Timoteus 4. 2 Timoteus 4, vers 3 tot 4. Hy sê, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Sjoe, dis 'n harde woord. So hierdie bedrieërs gaan volhard in hulle dwaalleer, en hulle gaan self mislei word, sê die skrif. Hy sê, hulle nie net mislei hulle mense nie, maar hulle self mislei deur Satan en deur ander valse leraars. En hulle verloor die vermoë om die waarheid en die leuen te onderskei. So indien God homself nie op 'n spesiale manier aan die kerk gaan openbaar nie, en dit moontlik maak dat ons hom ken nie, dat ons die ware boodskap, die ware evangelie uit sy mond uit hoor nie, is die mensdom vir ewig verlore. Dis soos daai mure. Daar's eenvoudig net te veel vals tolke daar buitekant. Ek weet nie of julle kan onthou nie, in 2013 het Suid-Afrika tolkskande gemaak. Wie julle kan onthou nie, dit was op die nuus. Daar was 'n tolk, jong, nou moet ek sy naam net reg uitspreek, Tamsankwa Jantjie. Julle onthou, hy het by die Nelson Mandela herdenkingsviering in 2013, het hy terwyl die afgevaardigdes die skares aangespreek het. Julle weet ons op die nuus ook, dan staan die ou daar, terwyl die ou praat daar, skryf hulle aan die onderkant wat hy sê, en dan staan in die ou besig om die gebaretaal te praat. Julle kan dit onthou? En terwyl hy daar praat, is hy besig om hierdie gebaretaal te praat. En die kenners het gesê, die ou is besig om nonsens te praat. Daai ou praat glad nie gebaretaal nie, ons verstaan nie wat hy sê nie. En in die hele dowe gemeenskap was 'n oproer. Waarom is julle besig? Julle betaal hy man 'n salaris en hy staan en praat nonsens. Hy praat niks eintlik nie. Nie die dowe gemeenskap of die gebaretolke van Suid-Afrika het hom geken nie. Ken hom nie. En van julle wat nou bietjie ouer is, kan onthou die Amerikaanse aktrise Marley Martin. Sy was in 'n prent Reasonable Doubts, kan julle dit onthou? Julle onthou daai dowe aktrise? Hoor wat sê sy van daai gebeurtenis. Sy sê dit was asof hy baseballtekens gee. Ek was geskok. Hoewel elke land hul eie gebaretaal het, het almal sekere gesigsuitdrukkings. Met sy tekort aan gesigsuitdrukkings het ek dadelik geweet hy is vals en dit was vir my aanstootlik. Hoewel die man verskonings aangebied het, hy het gesê ek is skizofrenies, ek het stemme gehoor, hy het verskonings gegee, het Bruno Drachen, die nasionale direkteur van Deaf Suid-Afrika, gesê die man is 'n vals tolk. Ons ken hom nie. Hy praat nonsens.
Nou vir ouens soos ek, wat nie gebaretaal verstaan nie, het op die nuus dit gesien, die ou het gepraat, ek hoor hy praat in Engels, en ek sien aan die onderkant wat hy sê, en die ou aan die ander kant staan so. Ek in my kop lyk dit reg. Die ou praat die regte ding. Maar vir die dowes in Suid-Afrika was dit 'n verwarring. Wat se gebaretaal praat die ou? Waarmee is hy besig? En die probleem is, hy uit die hele wêreld probeer bedrieg. En dis die probleem waarmee ons vandag sit in hierdie wêreld. Daar is baie tolke wat na die skepping kyk, na die natuur, na die geskiedenis, na ons menswees, en dan die boodskap wat hierdie natuur oordra van God op jou eie en sonder God probeer vertolk. Dus kyk na dit, wat sê die son, wat sê die maan, en nou kyk jy, nou kry jy die evolusieteorie. Dus kyk na die skepping, God het dit nie gemaak, is nie 'n God nie. Daar was niks, en niks het ontplof, en nou het ons alles. Dis evolusie in 'n sin. Letterlik, gaan kyk dit. So hulle verspreide idee dat die Bybel, die woord van God, niks te doen het met die skepping nie. Dis twee aparte goed. En nou moet ek weer vir jou sê, hier is die konnektasie tussen 'n wedergebore kind van die Here en die wêreldling. Ons almal ontvang hierdie boodskappe van die natuur daar buitekant in die geskiedenis in ons menswees. So almal het 'n idee van God, almal van ons. Dis hoekom jy soveel godsdienste daar buitekant het. Want hulle het dit binne hulle. Hulle het 'n idee van hom, maar net 'n valse idee. So wetenskap, hierdie wetenskap is vals wetenskap. Dis nie ware wetenskap nie. Ek gaan net vir jou 'n skrif wys. So almal is godsdienstig. En hierdie is 'n wetenskapsgodsdiens wat verkondig word. Daar's nie 'n God nie. En dan, dis van buite, dis fine. Maar nou kry jy daai vals tolke binne in die kerk, wat nou die Bybel probeer vertolk deur die lens van hierdie wêreldlinge. Ek probeer nou hulle vals wetenskap, probeer ek nou met die Bybel konnekteer. En nou verkrag ek die skrif om by hulle goed te pas. Het jy dit al gesien? Nou begin die kerk, die gevolg is hier. Hoor of dit bekend klink. Dis nie die wêreld, ek praat van binne die kerk. Die gevolg is dat die kerk nou begin bevraagteken Jesus se goddelikheid. Die kerk bevraagteken nou sy maagdelike geboorte. Die kerk bevraagteken nou sy opstanding uit die dood uit. En hulle bevraagteken die autoriteit van die woord van God. Dis die probleem. So Paulus waarsku Timoteus, 1 Timoteus 6 vers 20. Blaai saam met my 1 Timoteus 6 vers 20. Hy sê, o Timoteus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslike sogenaamde kennis. In die King James sê, the science falsely so called. En toe gaan kyk ek wat sê die Grieks. Die Grieks sê, science falsely so called. Hy sê, verwerp hierdie vals wetenskap, bewaar jou pand, bewaar wat jy gekry het. So die probleem is sonder God se ingryping, maak die woord van God nie sin nie, maak die skepping nie sin nie. As natuurlike mens het ons 'n betroubare tolk nodig om albei te verstaan. So om die algemene openbaring te verstaan en die woord van God te verstaan, om dit bymekaar te bring, het ons 'n ware tolk nodig. Iemand moet dit vir ons vertaal. 1 Korintiërs 2 vers 14. 1 Korintiërs 2:14 sê die volgende: maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Daar's 'n probleem, dis wat ek vir jou sê, daai koneksie, dis soos 'n radio, of soos Mnet. Kan jy Mnet onthou, jy het jou Mnet dekodeerder gehad, en jy kon net Mnet hê as jy dekodeerder het. Die golwe, die syne is daar buitekant, maar as jy nie die dekodeerder het wat dit vir jou vertaal, en opsit op jou TV nie, gaan jy dit verstaan nie. Dieselfde hier, die geskiedenis praat, die natuur praat, die menswees praat, maar as ons nie ingekonnek is met God nie, gaan ons verkeerde vertolking hê van wat hierdie boodskap is. Dis die probleem. Nou hierdie is die hartklop van Christus Jesus se menswording. Hy was God se mees volledigste openbaring aan die mens.
Soos my suster se mure, het ons God se skaduwee in sy natuurwette beleef. Ons het die vibrasies van sy teenwoordigheid in die stemme van die profete beleef. En ons het die angel van die sonde, van hierdie oordeel beleef in ons swaar kry. Ek bedoel siektes, jy verloor jou werk, so iewers is iets fout, ons beleef hierdie goed. Maar ons kon nie God se hart optel. Was nie moontlik nie. Ons moes hom persoonlik leer ken en ons kon nie. En die evangelie sê, God het nie net op 'n afstand gestaan en kyk na ons nie. Hy het nie uit die hemel uit na ons geskree nie. Nee, dis nie wat hy gedoen het nie. Die skepper van die heelal word 'n muur. Hy word 'n mens. Hy betree ons nes. Hy loop in ons tonnels. Hy praat ons taal. Hy voel ons honger en hy voel ons nood sonder God. Sodat ons uiteindelik kan weet dat hierdie krag van die heelal het 'n naam. Hierdie krag van die heelal het 'n gesig. Hierdie krag van die heelal het 'n hart vol liefde. Jesus is die skepper se finale woord, Hebreërs 1. Ons almal ken dit. Hebreërs 1 vers 1. Hy sê nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. So hy's God se woord, die finale woord. Hy's die beeld van die onsigbare God. Ons kan hom nie sien nie, maar hy word hierdie beeld van die onsigbare God. Kolossense 1 vers 15 tot 17. Hy's die verbintenis met die Vader. Hy sê niemand, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is die tolk. Hy is iemand wat gekom het en gesê het, luister nie, daar is 'n God, dis die skepper, dit is wat die natuur praat van. Hulle verwys jou na God toe. Dis vir hulle woord. En toe sy werk voltooi is aan die kruis van Golgotha, en hy opvaar na die hemel, weer eens is hy buite die opnemingsvermoë van ons 5 sintuie. Ons weet nie, ons kan hom nie sien nie, ons kan hom nie werklik beleef nie. En toe sê hy, ek stuur vir julle 'n ander trooster. Ek stuur 'n ander tolk. En hy gaan binne in julle kom bly. En dis die Heilige Gees. Ek los julle nie as wese agter nie. Maar hy stop nie daar nie. So hy is hemel toe, hy stuur die tolk, die Heilige Gees, en hy sê, maar hy laat sy geskrewe rekord agter. Van sy doen en late. Hier is die geskrewe rekord. So in 'n tydperk van 1500 jaar gebruik hy 40 skrywers. En hy skryf 66 boeke. Hierdie is eintlik 'n biblioteek. Oor 3 kontinente, 3 verskillende tale. En die wonderlikste van alles is, met hierdie 40 skrywers, 3 kontinente, 3 verskillende tale, is hier net een tema. Dis God se glorie, God se almag, God se verlossingsplan, God met ons. Een storie. En met die Heilige Gees as bron van die waarheid. Hy's die tolk. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Vers 19 tot 21. Hy sê, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, sodat julle kan verstaan waaroor dit gaan, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Dus ek kan nie my eie vertaling maak nie. Hy sê, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. So wie is die tolk? Wie is die een wat dit met ons openbaar? Dis die Heilige Gees. Hy sê die woord van God is in 2 Timoteus 3 vers 16, sê dit is deur God ingegee in ons Afrikaans. Anders sê die woord is geïnspireer. Maar die Griek sê eintlik, it is God breathed. God het dit uitgeasem. Dis eintlik wat die Griek sê. So hierdie woord is uitgeasem. Wow, kom uit hom uit. Dis nie mens gemaak nie. Hy het mense gebruik, hulle het daar geskryf, want hy is eintlik die bron, hy is eintlik die skrywer.
En Paulus sê dan vir Timoteus, met al hierdie valse tolke wat in die wêreld is, wat die rond te doen, nie net buite nie, maar binne in die kerk, bly jy in wat jy geleer het, Timoteus. Jy weet waarvan jy verseker is, en jy weet by wie jy dit geleer het. Hy verwys na die skrif. En die wonderlikste is, hy was bevoorreg genoeg om van kleins af op die skoot van sy ma en die ouma te sit, as jy 1 Timoteus gaan lees. En hy die woord, die Ou Testament is vir hom gelees, is vir hom vertel, daar's 'n Messias op pad, daar's 'n Messias op pad. Hy's op pad. Hy het in hulle twee gesien hoe dit lyk om 'n goddelike lewe te lei. En toe Jesus Christus uiteindelik aan die kruis van Golgotha sterwe, toe vertel hulle vir hom, onthou julle daai Christus wat ons gesê het dat op pad is, hy het gekom. Hy het gesterf aan die kruis van Golgotha. En die Heilige Gees kom maak daai woord lewend in hom en sy siel word gered. Hy sê onthou dit. Maar hier is 'n paar interessante feite. Romeine 1:16 sê die evangelie is die krag van God tot redding vir die wat glo, reg? Gaan dit weer sê. Die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, en nou wil ek vir julle weer sê. Die goeie nuus van Jesus Christus begin in Genesis 1. Begin nie in Matteus nie. Hoor my hart, as jy dit mis jy baie. Want ons lees nie die Ou Testament nie. Maar jou evangelie begin hier. So wat jy moet besef, die evangelie is die krag van God tot redding. Dit begin hier en dit eindig hier. In Openbaring 22. Dis waar dit eindig. So dis die hele evangelie, dis die woord van God. Hy sê die evangelie is die krag van God tot redding vir die wat glo. En die neiging, nie is iets wat ons moet besef, die neiging van hierdie valse interpretasies en hierdie afvalligheid in hierdie laaste dae, iets wat waarna hulle neig. Die kerk veral. Hulle aanvaar die etiese leerstellings van Jesus. Met ander woorde, die moets en die moenies. Moenie rook nie, moenie drink nie, moenie dit nie, moenie daai nie. Maar wat ons agterweë laat, ons verwerp dit, is die leerstellings wat sê, jy moet wedergebore word deur die Gees. Want ek sê weer, ek het dit laas Sondag sê, ek sê dit weer. Jy kan vir 'n wêreldling sê, hou op rook. En hy hou op rook. Hou op jou vrou slaan, en hy hou op sy vrou. Hou op drink, en hy hou op drink. Maar wat sê die woord van die Here in Jesaja, en wat sê Paulus, wat sê hy van jou goeie werke sonder Christus? Stink. Dit stink. Hy sê jy moet wedergebore wees, want as jy nie wedergebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Dis tyd dat die kerk weer op daai punt kom. Ek het so gedoen. Jong, jy moet ophou rook, jy moet ophou drink, jy moet ophou dit. Nee, jy het Christus nodig om jou te help om op te hou rook en op te hou drink. Dit raak heiligmaking. Maar jy het eers verlossing nodig. Ek sê weer, jy's blind, jy's doof, jy's geestelik blind, geestelik doof en jy's dood. Skrif wat so sê. Jy het die verlossing van Jesus Christus nodig deur die Heilige Gees. Hy moet jou wakker maak. So is geen wonder dat Paulus vir Timoteus sê, as julle Christus Jesus wil aanhang, gaan julle vervolg word nie. Selfs in die kerk. En die Bybel is vandag God se spesiale openbaring. Die Bybel sê vir jou wie hy is, waarmee hy besig is, waar hy nou op pad is. Die Bybel sê vir jou hoe jy gered kan word. Dit is die bron van die reddende waarheid. Kom ons lees dit in Psalm 19. Hoor kyk wat doen die woord, Psalm 19. Psalm 19, vers 8 tot 9. Hy sê die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Sien jy? Doen ietsie binne. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudiges. Die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Sien jy wat doen die woord? Maak jou lewendig. Dit maak jou oë oop. Dit maak jou ore oop. Jy het die woord van God nodig. So wanneer daardie waarheid gemeng word met geloof in Christus, bekragtig deur die Heilige Gees, lei dit tot die geestelike lewe, wedergeboorte. En dan lei dit tot geestelike groei. Dis die verskil. Dis wat ons moet besef. Jy word eers wedergebore deur die woord, deur die Heilige Gees,
en nou raak hierdie woord vir jou heiligmaking. Nou kan ek vir jou sê, as kind van die Here, die woord van die Here sê, ons vermaan mekaar, reg? Nou kan ek vir 'n kind van die Here sê, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie. Hou vas in die Here, bly vas, bid dat die Here jou help. Sien, daar's 'n verskil. Dis is om voorhuwelikse berading te doen. Ek kan nie iemand trou en voorhuwelikse berading doen as al twee die kinders van die Here is nie, want weer eens hier is die gesag. As jy nie wedergebore is hierdie nie jou gesag nie. Hoe moet ek met jou werk? Dan moet ek soos die wêreld werk, ek kan nie. Hier is die gesag. So Paulus vra aan die kerk van Rome. Hy sê, hoe kan ongelowiges hom daar aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Romeine 10 vers 14. Dis nou hy muur in mens geval. Hoe moet hulle weet wie hy is? Maar hy antwoord self in vers 17, sê hy, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Dis my koneksie daar met hom, dis hoe ek weet wie hy is, dis hoe ek weet wie ek is. Paulus sê, dis onmoontlik om op jou eie, net in die natuur en uit jouself uit te weet wie God is, te weet wie jy is. Die woord, aangebied deur die menslike getuienis, 'n persoon wat gered is en in koneksie is met God deur die Heilige Gees. Wat 'n ontmoeting met God gehad het, geaktiveer deur die Heilige Gees, is God se plan om die mensdom die evangelie van Christus Jesus te gee. Dis ons. Dis die ding. Daar is geen ander manier nie. Die kerk is vandag die tolk met die Heilige Gees in ons. 1 Timoteus 3 vers 15, blaai saam my so. 1 Timoteus 3 vers 15, hoor wat sê hy so. Hy sê, ek skryf, vers 14, hy sê, ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou toe te kom. So ek skryf hier, en weer eens, dit is hier in hierdie woord, God se woord. Hy sê, ek skryf hierdie dinge, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Hoor wat sê hy? Die kerk van Christus die Heilige Gees gelei is die grondslag en die pilaar van die waarheid. 1 Timoteus 4 vers 16. Hy praat met Paulus, hy sê, let op jouself en op jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. So Paulus sê in die kerk, as jy Christus wil volg, sal jy vervolging in hierdie wêreld hê. En die boosheid gaan erger word daar buitekant. Hy sê die oplossing, sê vir Timoteus, is bly geanker in God se woord, bly geanker hierin. Gebruik dit, leer dit, preek dit. Sodat jy voorberei kan wees vir enigiets. Die Bybel is God se gegewe hulpmiddel om ons voor te berei vir ons dienswerk. En ons gaan volgende week daarmee aangaan. So ons moet dit korrek vertolk. Ons moet dit korrek preek. Ons moet dit korrek leer. Anders kan die verlossings- en heiligmakingswerk van God nie plaasvind. Vra weer, as dit die krag van God is tot redding vir die wat glo, en ek preek enigiets anders, hoe word jy gered? Vra jou vanmôre, hoe weet jy wie's God? As ons nie hierdie ding gebruik nie. Jy kan nie. John Quincy Adams het gesê, so groot is my eerbied vir die Bybel, dat hoe vroeër my kinders dit begin lees, hoe meer vertroue sal ek hê dat hulle nuttige burgers vir hulle land en gerespekteerde lede van die samelewing sal wees. Leer jou kind die woord van God. Begin klein. Ek sê weer, dat as jou kinders oud is, ek gaan dit oor herhaal, Jackie is hier. In die bank word jy nie geleer hoe lyk 'n vals noot nie. Hulle leer jou nie, dis tonne vals note daar buitekant. Hulle leer jou hoe lyk die regte ding. Sodat wanneer die vals ding inkom, voel jy, hier's fout met die ding. Jy sien die kleur, nee, dis nie reg nie.
So ons moet die woord van God so ken, dat wanneer daar 'n vals tolk met my praat van een of ander rigting af, gaan ek weet, hierdie is nie die ware ding nie. So hier is die eerste punt van ons missie en visie. Die heel eerste punt is, AGS Sannieshof glo in die absolute gesag van God se onveranderlike woord, in alle aspekte van die lewe en leerstellings. Ek gaan dit weer sê. AGS Sannieshof glo in die absolute gesag van God se woord, se onveranderlike woord, in alle aspekte van die lewe en leerstellings. As jy wil weet hoe om 'n boer te wees wat God behaag, kom lees in die woord van God. As jy wil weet hoe om 'n onderwyser te wees, in die bank te werk, op skool te gaan, 'n kind te wees, 'n pa te wees, 'n man te wees, kom kyk wat sê die woord van God, hoe werk dit. Timothy Dwight het gesê, die Bybel is 'n venster in hierdie gevangeniswêreld, waardeur ons die ewigheid kan bekyk. Is dit mooi nie? Hy sê die Bybel is 'n venster in hierdie gevangeniswêreld, waardeur ons die ewigheid kan bekyk. So vanmôre wil ek jou bemoedig, ek wil jou roep en sê, klou vas aan die woord van God. Roep die Here, as jy gaan sit met die woord, vra die Heilige Gees om dit aan jou te openbaar, om die ligte in die Bybel te laat aangaan. Lees dit, bedink dit, doen dit, verkondig dit elke dag daar buitekant waar jy gaan. En dan wil ek ook waarsku en sê, wees versigtig wie jy toelaat om die woord aan jou te vertolk. Pas op, jy hoor verkeerde goed. Pas op na wie jy luister, want is ewige lewensgevaarlik. Julle ken die Nobelboreens in die Bybel. Hy sê hulle het elke dag gegaan en dit wat hulle gehoor het van die kansel af, het hulle gaan toets in die woord en gesê en kyk of dit waar is. Daag jou uit. Gaan hier uit vandag. Sê Here, leer my u woord. Want hoe gaan ons hom leer ken? Gaan ons weet wie hy is? Gaan ons weet wat moet ek doen? En ek kan net my eie lewe. Ek kom uit 'n lewe, ek het lank met depressie gesukkel. Lank. En ek kom uit 'n kerkstelsel uit, groot geword in, later self so 'n gemeente gehad, waar jy vals tolke het. Ek sukkel met hierdie, okay, hoeveel tiende het jy betaal? So ek sukkel omdat ek nie my tiende betaal het nie. Van die kansel het weer nou gesê, die ouens wat R300 'n maand tiende betaal, ek wonder wat is fout met julle. En op daai stadium het ek my werk verloor, ek is een van die wat R300 'n maand betaal het, maar dit was my tiende. So nou kom ek in 'n kerk en ek sien almal is vriendelik en almal is happy en ek sit hier en ek sit in depressie en ek weet nie waar, Here, hoekom? Want dit wat van die kansel af gepreek word, is skeef en verkeerd en ek sit met depressie, niemand kan my help, maar toe die Heilige Gees kom en hy maak sy woord vir my oop en ek besef, hy is soewerein selfs oor my swaar kry. Hy gebruik my swaar kry om my te mold na die beeld van Jesus Christus, tot eer van sy naam en vir my goed. Dis soos 'n las wat van my afgegaan het. Ek kon asemhaal. En daarom is die woord van God vandag vir my van soveel kardinale belang. Daarom watch ek wat ek sê, ek bid Here, help my dat wat ek hier sê is u woord. En ek sê dit weer, ek het laas Sondag gesê, ek gee nie om hoeveel mense hier sit nie, hoeveel skape jy inkom hier. Hierdie skape is God se skape. Christus Jesus is die opperherder, ek is die onderherder. En die leiers hier is die onderherders. Hy het vir Petrus gesê, laat my lammers wy. Pas my skape op. Laat my skape wy. So ek sê weer, ek gee nie om vir mense hier sit nie, ek wil weet hoe gesond is die skape wat wel hier sit. Hoe gesond is jy as jy hier uitstap? Hoe gaan dit in jou huis? Hoe gaan dit by die skool? Hoe gaan dit op die universiteit? Waarmee sukkel jy by die werk? Want ek sê weer eens vir jou, as jy besef, God is in beheer, en hy gee vir jou die krag en die wysheid om deur jou dag te gaan, om anders te wees as die wêreld, want ek sê weer, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Ons hou vas in die woord van God. So ek wil dit weer eens sê, ek wil dit van vooraf sê, hierdie kansel moet beskerm word. Wie preek hier vandaan af? Wat word hier vandaan af gepreek? Sê weer, pas op waarna luister jy. Pas op na wie jy luister. Wees versigtig.
These are days when truth is tested, voices rise, hearts grow restless, right and wrong are pushed aside. Still your word remains our guide. Hold on tight to what you know, truth that carried you through the low. You remember who showed the way, The word that shaped you day by day. The world may shake, the noise may roar, but your truth is sure forevermore. We stand on the unchanging word, a faithful promise we have heard. Heaven and earth may fade away, but your truth and love will always stay. Though the road is narrow and steep, we will sow the truth we keep. Scripture living strong and true, lighting every step we choose. not every voice will lead us right. God's word remains our guiding light, Breathed by God, forever strong, a foundation we belong. we will walk the path you've shown. Standing firm, we're not alone. Every promise still remains. Your truth will never change. We stand on the unchanging word, our hope alive in what we've heard. Heaven and earth may fade away,